Goeiemôre elkeen. Lydia, baie dankie. Jou gemeente in Port Elizabeth het 'n ster verloor en maar ons is baie dankbaar om jou hier by ons te kan hê. So weer eens dankie vir jou opening en vir die verjaarsdagwense. Ek moet 'n vrywaring voorlê vandag. Sommige van die prente gaan dalk 'n bietjie grafies wees, dankie. En sommige van my aanbieding gaan ook in Engels wees, net omdat dit beter oorgedra word. So vergewe asseblief. Ek het 'n paar idiome oor die tong. En ek wil hê, as daar iets is wat ek nie aan gedink het nie, dat julle uit die gehoor uit vir my sal sê, wat die idioom is en wat dit beteken. So ek het, op die punt van jou tong, jy weet iets, maar jy kan nie heeltemal dit onthou nie. 'n naam of 'n bestanddeel van 'n resep of 'n telefoonnommer of ietsie. Jou tong byt om doelbewus stil te bly en nie iets te sê nie. 'n Skerp tong te hê, dit is 'n geneigtheid om bytende en kritiese en skertsende woorde te uiter. 'n Los tong te hê, dit is om maklik en baie te praat, sonder om te dink, ook om nie taktvol te wees nie. Met die tong vorentoe praat, jy het haastig en onnadenkende woorde wat uitkom. 2 tonge te hê, jy is dubbelhartig, dubbelsinnig of onopreg. Die tong in toom hou, jou woorde te beheer. 'n Gladde tong te hê, om vleiend of oortuigend te praat, soms met 'n negatiewe ondertoon. Die tong te laat gly, iets per ongeluk te verklap, 'n geheim uit te lap, sonder dat jy geregtig is om dit te doen. Of 'n valse tong te hê, om mense te mislei, te jok of te lieg. Is daar een van julle wat kan dink aan nog 'n idioom? Ja. Tong in die kies, wat beteken dit? Okay, ja, jy sê iets wat nie regtig so is nie, né? Okay, ja? Daar sê, baie dankie, ons gaan by die Bybelse verklaringe kom. Nog ietsie oor die tong, 'n idioom oor die tong. Nee, daar sê, baie dankie vir dit, Michelle. Goed, en hier is waar my vrywaring nou inkom. Wat is die fisiese rol van die tong? Die tong is 'n spierorgaan en bestaan hoofsaaklik uit spiere, bedek met slijmvliese en het smaakknoppies op die oppervlak. Dis net gou hier. Okay. So, wanneer jy 40 en hoër is, verloor baie mense hulle smaak orgaan of hulle smaakknoppies op die tong. Jou gesondheid kan weerspieël word op die letsels op die tong. Of jy 'n auto-immuunsiekte het, dalk net swak mondhigiëne, virale infeksie, 'n bakterieële infeksie, fungus. Die rokers het gewoonlik so swartharige tong. So ja, kyk na julle tonge en kyk of julle gesond is. Daar sê 'n geografiese tong of 'n kaarttong in Afrikaans is gewoonlik 'n Vitamiin B tekort en 'n persoon wat baie onder stres en spanning leef. So die mond en jou tong
kan die spieël wees van jou liggaam en jou gesondheid. Daar is 5 verskillende smake wat op die tong geregistreer word. Jy proe soet, sout, suur, bitter en die nuwe ene is umami. Wie weet wat is umami? Dit is daardie gevoel van kos wat jy kry, wat jou bevredig, wat jou gerus en gemaklik laat voel. 'n Kaas en tamatie broodjie, sampioen en eie. Dit laat jou net lekker voel en die smaak bly lank in jou mond agter. Daar sê China is altyd met hulle navorsing voor ons. So hulle het 'n kunsmatige tong ontwerp wat ook help met jou smaak. Daar sê so die tong het 8 spiere en hy werk aan mekaar. Hy help jou met spraak, met eet, asemhaal en selfs as jy slaap. My vrywaring is klaar vir nou. So die vorming van klanke en woorde, geen duidelike kommunikasie kan plaasvind sonder 'n tong nie. Baie keer kry 'n mens in kindertjies wat hulle spraakterapie moet kry, omdat hulle nie woorde en letters kan vorm nie of hulle sukkel om te fluit. As 'n mens dalk net kyk, dalk het hulle 'n tongknoop onder, wat die tongetjie 'n bietjie vas is, en dan as die tongknoop losgemaak word, dan kan die kind weer gemakliker praat. Eet en sluk. Dit help om die kos rond te rol, fyn te druk en ook te sluk. Smaak, ons het gepraat oor dit. So, met mondgesondheid help dit ook om jou mond skoon te hou, deur die speeksel te versprei en tande skoon te vee. Sekere siektetoestande in jou liggaam wys op die tong. Dit het ook gevoel, so jy kan voel, is hierdie nog aan? Okay. So gevoel, jy voel temperatuur, pyn en tekstuur. Dan is daar die sosiale en die emosionele rol, kommunikasie. Woorde kan bemoedig of seermaak. Verhoudings, die manier waarop ons praat, bou of breek 'n verhouding. Emosionele uitdrukking. Ons gevoelens kom dikwels eers deur die tong na vore. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Ek wil graag nou oorgaan na Ellen White, en sy het in baie van haar geskrifte ook gepraat oor die tong. En dit is hier waar my tweede vrywaring oor die Engels na vore gaan kom. Sy haal gedurig Jakobus 3 aan. Jakobus 3 het 12 verse spesifiek oor die beheersing van die tong. So ek wil hê julle moet vanmiddag in julle vrye tyd net bietjie deur Jakobus 3 gaan lees. Sy spreek haar sterk uit oor die gevaar van 'n tong wat buite beheer is en mense kan seermaak en 'n persoon kan ontheilig of besoedel. 'n Klein deel van jou liggaam wat onherstelbare skade kan verrig as dit nie in bedwang gehou word nie. Sy dring daarop aan dat 'n persoon se geloof niks werd is of selfs te vergeefs is, of as die tong negatief is en hulle nie hulle tonge kan beheer nie. Spreek is 'n gawe, gebruik dit ten goeie. Sy maan ons dat die tong moet gebruik word om ander te troos, te bemoedig, op te bou, getuienis te lewer en God te eer. Waak teen woorde wat afbreek, sleg is, vol haat en bitterheid is. Haar boodskap, kies woorde wat seën, vertroos en opbou.
vir my swak en bose gesprekke. Sy lig uit dat Bybelse lering moet geskied. Bewaar jou tong vir wat verkeerd is en jou lippe dat hulle nie bedrog spreek nie. Psalm 34 vers 13. Woorde wat nie suiwer is nie, sarkasties en afbrekend is, breek ook geloof af. Hierdie kan lei tot sonde en tweespalt. Woorde reflekteer wat in jou hart is. Wat in jou hart is, kom by die mond uit. Wat jy stoor in jou hart, vloei by jou lippe uit. Ware Christelike groei sluit in om woorde van waarheid, liefde, trou en goedheid te uiter. Oefen jou tong. Oefen jou tong om die ewige en die hemelse waarhede te spreek. Keurige woorde en keuses van woorde is 'n teken van geregtigheid, regverdigheid en wysheid. Ellen White het haarself ook sterk uitgespreek oor skinder, lighartige grappe en woedende woorde. Hier wil ek net aanhaal uit Christian Counsels to Parents, Teachers and Students, paragraaf 544. Jesting and joking, foolish talking, are not becoming of a Christian. Frivolous conversation lowers the tone of spirituality and unfits the soul for communion with God. Message to Young People, paragraaf 362. Sy maak egter onderskeid tussen opgeruimdheid, wat sy aanmoedig, en kleinighede en beselagtighede, wat gewydheid en geestelike dissipline afbreek. Skinder, stories afdra, aandra en sleg praat. In Testimonies for the Church, volume 4, sê sy, gossipers and news carriers are a terrible curse to society. In Adventist Home, skryf sy, he who repeats slander, even though it be true, makes himself a partaker in the sin. Skeuring en skade kom voor in gemeentes met hierdie gedrag. Woede en ongesensorde woorde en uitlatings. Wanneer jou woede in woorde omgeskakel word, waarsku sy in Testimonies for the Church, volume 2, words spoken in anger leave a sting behind which years cannot remove. Let no angry word escape your lips. Ministry of Healing, sê dit. Stilte is meestal beter as om te praat wanneer emosies hoogloop. Sagte, opgewekte woorde maak die hemel vol vrede en vreugde. Ons gaan net vinnig kyk na 'n paar skriflesings oor die tong. So die Bybelse konteks, die geestelike en morele rol. Die tong word gesien as klein, maar met groot invloed. Dit kan seën of vervloek, waarheid en leuen spreek. Word verbind met wysheid, selfbeheersing en karakter, soos ons lees in Spreuke 18 vers 21. Die dood en die lewe is in die mag van die tong. Die tong is klein, maar met groot krag. Jou tong openbaar jou hart. Wat ons sê, wys wat binne in ons aangaan. Woorde kom uit in gedagtes en gesindheid. Lukas 6 vers 45. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Die tong bou en breek. 'n sagte antwoord laat die woede bedaar. Spreuke 15 vers 1. Spreuke 12 vers 22. Valse lippe is vir die Here 'n ewel. Psalm 35 vers 28. En my tong sal u geregtigheid verkondig. Efesiërs 4 vers 29. Laat geen vuil woord
uit julle mond uitgaan nie. Wie sy tong beheer, wys geestelike volwassenheid. So Spreuke 13 vers 1 sê, wie sy tong in toom hou, bewaar sy lewe. Jakobus 1 vers 26, as iemand meen dat hy godsdienstig is, en sy tong nie kan beheer nie, bedrieg hy sy eie hart. Die tong openbaar jou geestelike toestand, soos in Matteus 12 vers 34. Uit die oorvloed van die hart praat die mond. As 'n mens sy tong kan beheer, wys dit innerlike dissipline, soos ons ook sien dan in Jakobus 3. So is die tong ook 'n klein lid, en tog roem hy groot dinge. Die tong is 'n vuur, 'n wêreld van ongeregtigheid. Spreuke 15 vers 4, 'n sagte tong is soos die boom van die lewe. Psalm 19 vers 15 sê dit. Ek wil afsluit, is my gebedstaal en my daaglikse spraak in lyn met 'n geesgevulde hart. Praat ek met God anders as wat ek met mense praat? Kom ons dink vandag daaraan. Is my woorde waar, liefdevol en opbouend? Gebruik jou tong om lewe, vrede en hoop te spreek. Vra vir God waar hy jou tong moet reinig. Wie kan ek hierdie week seën met my tong en my woorde? Kom ons sluit die oë. Vader, baie dankie vir die offergawe wat ingekom het. Here, seën elke sending uitreik, seën elke fonds wat gaan na een van hierdie sendingstasies en sendingprojekte, dat u mense vermeerder kan word. Here, ek wil bid dat u hierdie week vir ons sal help met rein harte, rein gedagtes, sodat daar net rein woorde uit ons monde sal kom. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.